Graad 12, welkom terug by Fisiese Wetenskap, Chemie Vraagstel 2, Mei, Junie 2024. Vandag kyk ons na vraag 1, die multikeuse. Die multikeuse vraag het 10 vrae en elkeen is 2 punte werd. So jy word verskillende opsies gegee en jy moet die korrekte letter in die antwoordboek neerskryf. Ons begin by 1.1. Die funksionele groep van 'n aldehied is die volgende. Hier verwys hulle na die funksionele groep. En om die funksionele groepe te kry, moet ons weet 'n aldehied. As ons 'n aldehied teken, ons het C, dubbelbinding O en H. Hierdie is die funksionele groep van 'n aldehied. Die funksionele groep van 'n aldehied noem ons 'n formielgroep. 'n Formielgroep en die antwoord sal A wees. So die korrekte antwoord by 1.1 is A. As ons kyk na 'n karboksielgroep, hy is 'n karboksielsuur en as jy kyk na hom, dan is dit C, dubbelbinding O en enkelbinding A. So dit is die funksionele groep van 'n karboksielsuur. 'n Karboniele groep, hy verwys ons na 'n ketoon. En by 'n ketoon is dit koolstof, dubbelbinding suurstof, enkelbinding koolstof weer. Hierdie is die funksionele groep van 'n ketoon en ons noem hom 'n karboniele groep. Hierdie is die karboniele groep en dit is altyd tussen 2 koolstowwe. Hidroksielgroep, die hidroksielgroep verwys na ons alkohol en ons alkohol is koolstof en as enkelbinding die suurstof en waterstof. Dit is ons hidroksielgroep. So 1.1 se antwoord is dan formielgroep. Ons beweeg na 1.2. So 1.2, jy kan die video stop en dan werk jy eers die antwoord uit en dan kan jy voortgaan. Wat is een van die volgende vergelykings verteenwoordig die aksie vir die identifisering van 'n onversadigde organiese verbinding in die laboratorium? So die identifisering van 'n onversadigde verbinding is ons het 'n alkeen en by B het ons ook 'n alkeen, C ook 'n alkeen en dan by D sal ons sien heeltemal het ons 'n alkaan en ons alkaan is dan 'n versadigde verbinding. So D is heeltemal uit die antwoord uit. As ons kyk by 1. by A is 'n addisiereaksie en ons voeg waterstofgas by. So die identifisering waterstofgas, by B voeg ons waterstofbromied by en C voeg ons broomgas by. So ons noem dit bromering en bromering sal dan vir ons C die antwoord wees. So bromering, ons die broomgas deur die onversadigde verbinding pomp, dan sal ons sien 'n addisie reaksie vind plaas en ons voeg die 2 broomhalogene op ons onversadigde. So die korrekte antwoord is C. As ons beweeg na 1.3, wat een van die volgende is die empiriese formule vir etiletanoaat. As ons die ester opbreek in sy alkohol en karboksielsuur gedeelte en ons teken vir etiel. So die alkohol van etiel is die etanol. So C2O, C dubbelbinding O en die karboksielsuur gedeelte is etanoosuur. Ons voeg die waterstoffe by en daar het ons etiletanoaat geteken as ester. Ons tel die aantal koolstowwe 1, 2, 3, 4, so C4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en die waterstowwe is 8 en die suurstowwe is 2. So hierdie formule is ons molekulêre formule. So C4H8O2, dit is ons molekulêre formule. So dit beteken, dit kan nie D wees nie, want D is die molekulêre formule, ons moet die empiriese formule. Die definisie van die empiriese formule
is die eenvoudigste verhouding. So dit beteken ons kan dan deel deur 2, dit is C2H4O1, omdat 482 en die water wat daar kan indeel is 2, en ons sien die antwoord is dan A. Die korrekte antwoord is A. Ons beweeg na 1.4. 1.4, in 'n eksperiment reageer water, 5 gram kalsiumkarbonaat met oormaat soutsuur, HCl by temperatuur van 40 grade Celsius. Kalsiumkarbonaat en HCl gee vir ons kalsiumkloried, water en koolstofdioksiedgas. So koolstofdioksiedgas word geproduseer. Die volume van koolstofdioksiedgas wat geproduseer word is deur 'n kurwe P in die grafie onder getoon. Die eksperiment word herhaal, maar hierdie keer is dit met 10 gram van dieselfde kalsiumkarbonaatmonster en oormaat HCl van dieselfde konsentrasie by 40 grade Celsius. Watter een van die kurwes sal nou verkry word? As ons kyk na die kurwes, P is die standaardkurwe wat ons gekry het, en dit wys vir ons die hoeveelheid koolstofdioksiedgas wat gevorm is by die 5 gram, en wanneer ons dan die aantal massa kalsiumkarbonaat verhoog, sal daar meer koolstofdioksiedgas geproduseer word. So kurwe 1 is verkeerd, omdat die aantal is minder wat gevorm word. Kurwe 2 is ook verkeerd, omdat die aantal koolstofdioksiedgas wat gevorm word is min. So A is uit en B is uit. Ons sit dan met kurwe 3 en kurwe 4. Kurwe 3 sien ons dat die reaksietempo is dieselfde. So die reaksietempo vir kurwe 3 is dieselfde as die reaksietempo vir kurwe P. Maar ons het 10 gram. So 10 gram beteken die aantal deeltjies is meer. Wanneer daar meer deeltjies is, dan sal daar meer effektiewe botsings en die reaksietempo sal dan verhoog. Dit beteken die styfheid van die grafiek is hoër en ons het meer koolstofdioksied gevorm vir 10 gram. So daar is meer koolstofdioksied gevorm. So die korrekte antwoord is dan D. So die korrekte antwoord is D en kurwe 4 is die korrekte een. Met die verhoogde volume koolstofdioksiedgas wat gevorm is en ook met die styfheid van die grafiek wat baie styler is. So dit is die korrekte antwoord vir 1.4. Graad 12 ons beweeg nou na 1.5. 1.5 gee hulle vir ons 'n gebalanseerde vergelyking hieronder, verteenwoordig die reaksie by ewewig. Ons het in geel en die produktekant is oranje. Watter stelling is waar wanneer die paar druppels gekonsentreerde soutsuur HCl by die mengsel gevoeg word? Ons het ons kromaat en ons dikromaat wat dan by die oplossing is. Wanneer ons HCl byvoeg, dan sal ons sien wanneer HCl by water gevoeg word, in hierdie geval sal ons sien dat HCl, hy vorm binne in die oplossing, sal hy hydronium-ione vorm, en dan Cl- ione. So die byvoeging van gekonsentreerde HCl verhoog die konsentrasie van hydronium. So dan sal daar 'n verhoging wees in die konsentrasie van die ione van hydronium. 'n Verhoging in konsentrasie beteken volgens Lasatelier sal daar 'n versteuring wees. Die versteuring wat plaasvind is 'n verhoging in konsentrasie. 'n Nuwe ewewig sal ingestel word deur die reaksie te bevoordeel wat die versteuring teenwerk. So dit beteken daar moet 'n verlaging wees in die konsentrasie, en om die verlaging te kry, moet die voorwaartse reaksie bevoordeel word en meer produkte moet gevorm word. Dus die terugwaartse reaksie sal bevoordeel word is verkeerd. Hoekom? Want 'n verlaging in konsentrasie van hydronium sal die voorwaartse reaksie bevoordeel. Die konsentrasie van die dikromaat sal toeneem, dit is korrek, en die kleur van die oplossing sal verander van geel na oranje, dit is korrek. So
2 en 3 is korrek en die antwoord is D. Graad 12, ons beweeg nou na 1.6. En 1.6 beskou ons die vergelyking vir 'n hipotetiese reaksie. A plus B wat 'n vaste stof is, gee ons C en D. Hulle gee vir ons 'n ewewigskonstante Kc van 1 maal 10 to die mag minus 4. So dan moet ons uitwerk volgens die konsentrasies. Kc van 1 maal 10 to die mag minus 4, die Kc waarde is kleiner as 1, dit beteken ons ewewig lê na links, en wanneer ons 'n Kc waarde groter as 1 is, dan sal ons ewewig na regs lê. Wanneer die ewewig na links lê, beteken dit die konsentrasie van die reaktanse is groter as die konsentrasie van die produkte. So ons sien dat die konsentrasie van die reaktanse wat groter as die produkte is, en die antwoord is C. So C sal vir ons die korrekte antwoord wees. B is 'n vaste stof en B word nie ingesluit by ons ewewigsvergelykings, ons Kc uitdrukkings nie. So dit beteken A en B is uit. Dit is die antwoord vir 1.6. Ons beweeg na 1.7. 1.7, watter een van die volgende toon die produkte vir die reaksie tussen oksaalsuur en natriumhidroksied? Oksaalsuur is 'n suur en hy reageer met 'n basis. So wanneer ons 'n suur reageer met 'n basis, dan kry ons 'n sout plus water. As ons kyk na ons soutte wat ons vorm, sien ons by A, daar is koolstofdioksied, 'n gas wat vorm, en by D vorm daar ook 'n gas. By sure en basisse, wanneer gasse gevorm word, kom dit by karbonate voor, en dit was nie, oksaalsuur is nie 'n karbonaat nie. Dit beteken A is uit en D is uit. So die antwoord is tussen B en C. So as ons oksaalsuur en natriumhidroksied, dan sal die korrekte antwoord B wees. So oksaalsuur B sal die korrekte antwoord wees. Want daar is 2 wat gevorm word en 2 natriums is gebind aan die tweetjies. So dit gee vir ons dan B en 1.7. Ons kan voortgaan na 1.8 toe. 1.8, 4 oplossing van verskillende sure met dieselfde konsentrasie word vergelyk. Watter een van die volgende Ka-waardes verteenwoordig die swakste suur? Ka-waardes is die konstante van ons sure. So wanneer ons kyk na ons Ka-waardes is, hoe groter die Ka-waarde, hoe sterker die suur. Dit beteken, hy sal volledig ioniseer in water. Maar as die Ka-waarde kleiner is, baie kleiner, dan sal dit 'n swakker. So die suur sal swak wees, omdat hy ioniseer onvolledig. So die suur sal onvolledig ioniseer, en die een met die laagste Ka-waarde is A, omdat dit 10 to die mag minus 6 is, en die een met die laagste Ka-waarde sê vir ons, hy is die swakste suur. So die antwoord by 1.8 is A. 1.9, koper word deur elektrolities gesuiwer. Watter een van die volgende kombinasies is korrek? Vir die veranderings wat by die anode, katode en die elektroliet plaasvind terwyl die sel in werking is. So ons het koper wat gesuiwer word. Ons het anode, by die anode vind oksidasie plaas, by die katode vind reduksie plaas. So die suiwer koper gaan vorm by die katode en die onsuiwer koper sal by die anode wees. So dit beteken die onsuiwer koper word geoksideer in die elektroliet in, en dan sal die koperione sal neerslaan op die katode. Die
katode se massa sal toeneem en die anode se massa sal afneem. So as kyk na die anode se massa sal nie toeneem nie en die katode se massa sal nie afneem nie. So A is verkeerd. So A is verkeerd. As ons kyk na B, daar is die anode se massa neem af, dit is korrek, en die massa van die katode neem toe, dit is korrek, en geen verandering vind plaas nie, dit is ook korrek, want die konsentrasie van die elektrolyt bly dieselfde. So die antwoord vir 1.9 is B, en B is die korrekte antwoord. So volgens ons oksidasie by die anode en die graad 12, soos by 1.10, watter een van die volgende redoksiereaksies is spontaan onder standaard toestande? As ons kyk na A, en ons gebruik 4B, sien ons dat volgens die 4B tabel, dat broomgas oksidasie moet ondergaan, en dan die kloorgas moet reduksie ondergaan. Volgens ons vergelyking ondergaan broomgas reduksie en kloorgas ondergaan oksidasie. So A is dan verkeerd. B, ons gaan na B toe. B het ons yster 3+, en yster 3+ kan ons sien dat hy het elektrone bygekry. Hy het reduksie ondergaan, en dan jodium ion, hy het oksidasie ondergaan. Jodium lê bo, so hy ondergaan oksidasie, en dan yster 3+ ondergaan reduksie. So B se reaksie is korrek, so ons kan sê E-theta sel uitwerk. E-theta sel is gelyk aan die E-theta reduksie minus E-theta oksidasie. En die selpotensiaal van die reduksiereaksie is 0,77 minus die oksidasie is 0,54 en as ons dit uitwerk is 0,23 volt. So vir B het ons 'n positiewe sel, E-theta sel, EMK van 0,23 volt. So die korrekte antwoord is B, en B is dan jou 2 punte. C, as ons na C se reaksie kyk, C sien ons dat nikkel moet oksidasie ondergaan en waterstofgas moet reduksie ondergaan. Waterstofgas het nie reduksie ondergaan nie, waterstofgas het oksidasie ondergaan. En nikkel wat oksidasie ondergaan het reduksie ondergaan. So hy is ook verkeerd. En dan laaste D, lood moet oksidasie ondergaan en dan koper moet reduksie ondergaan. Koper het oksidasie ondergaan en lood het reduksie ondergaan en hy is ook verkeerd. So die korrekte antwoord is B. Graad 12, ons het tot by die einde gekom van vraag 1. So dit beteken jy moet jou antwoorde D gaan, jou multikeuse en jy moet 4B gebruik vir 1.10. Dankie.